Jy is ingeskakel op Dak Facebook radiostasie. Welkom by my Bybelleesprogram saam met Karen. Geniet die saamlees en uitklaar van die skrifte en ook ons liedere waaruit ons kan leer. Saamleesprogram saam met Karen op die Dak Facebook radiostasie. Loof die Here, o my siel. Loof sy grootheid, wonderbaar is hy. Loof die Here, hy maak los, hy maak vry. Halleluja, wonderbaar is hy. Koning in ons harte, word verheerlik. Halleluja, halleluja, wonderbaar is hy. Hy red die siel, hy verlos die hart. Halleluja, loof die Heer, wonderbaar is hy. Wonderbaar is hy. Loof die Here, hy maak los, hy maak vry. Halleluja, wonderbaar is hy. Die koning in ons hart, word verheerlik. Halleluja, halleluja, wonderbaar is hy. Hy red die siel, hy verlos die hart. Halleluja, loof die Heer, wonderbaar is hy. Loof die Here, hy maak los, hy maak vry. Halleluja, wonderbaar is hy. Loof die Here, hy maak los, hy maak vry. Halleluja, wonderbaar is hy. Goeiemôre, u is ingeskakel by die Dak Facebook radiostasie, die stasie waar ons bemoediging, sekerheid en al die dinge ontvang wat ons nodig het op ons pad om toegerus te word vir ons dienswerk, vir die dag, vir die week, vir dit wat voorlê in ons lewe, wat ons geestelik laat groei en standvastig maak in ons geestelike lewe. Nou vanoggend het ons weer 'n lekker saamlees Bybelprogram wat ons aanbied hier op 'n donderdagoggend 5:30. Ek hoop almal is al uit die veer uit. Ek sien almal begin nou so bietjies vir bietjies inskakel. Vroeg in die oggend op 'n donderdag, dit is sterk op pad Vrydag toe. En dan is dit almal weer so bietjie rustig na al die eksamens vir die week en dinge wat plaasvind in hierdie week. Ons bid ook vir almal vir krag en wysheid en insig en alles in hulle huise terwyl dit so deur geweldige druk gaan. Bid ons dat die Here werklik vir elkeen die wysheid en die insig en die krag verleen om dit te kan deurgaan. Nou voor ons vanoggend lekker oorskakel na Matteus 7 vers 15 toe. Jy kan solank die Bybel daar oopmaak. Matteus 7 vers 15 gaan ons begin vanoggend. Gaan ons net eers lekker saam bid. Loof die Here. Vader, ons sê vanoggend vir die baie dankie vir u liefde, u genade, u barmhartigheid, u grootheid, u goedheid. Vader, vanoggend toe ek weer so hoor hoe wonderbaar is u. Vader, dit wil uit my hart uitbreek, om net vir u te sê hoe groot is u, hoe wonderbaar is u. Amen. Vader, wat u in ons lewe vir ons beteken, dat ons u kind kan wees, dat ons 'n erfenis in u koninkryk kan hê, dat ons Vader kinders in u huis kan wees, dat alles tot ons beskikking is. Vader, ek besef een ding, ons self is onvrymoedig, ons gebruik nie wat ons kan gebruik nie, en dan voel ons soos weeskinders. Maar Vader, wanneer 'n mens besef, ek moet ingaan, ek moet
gaan geniet. Ek moet Vader werk, ek moet vrugbaar wees. Ek moet die Gees wat in my hart uitgestort is gebruik om vrugbaar te wees in die koninkryk, om vrug op te lewer, Vader, om te werk elke dag. Here, en ek dank en ek loof en ek prys U net vanoggend vir al U grootheid en goedheid en genade en barmhartigheid. Dankie dat U U seun gestuur het, wat vir ons kom sterf het, Vader. U die wêreld so lief gehad, dat U, Here, elkeen gered wil hê. U wil elkeen in die hemel hê, Vader. U wil nie hê mense moet verlore gaan nie. Vader, en dis net daai keuse wat elkeen moet maak, wat ons weerhou van die koninkryk van U. Ek wil bid volgens vir siele, Vader. Dit is waaroor die hele evangelie gaan, is siele wat gered moet word. Vader, om die woord te bedien is om almal toe te rus wat al reeds gered is. En ek bid vanoggend dat U sal help met wysheid en insig, Vader, en dat ons elkeen sy hart so kan oopgaan vir siele, om te kan verstaan wat is ons taak, wat ons moet doen, Vader. Ons sê vanoggend vir U so baie dankie. Dankie vir wysheid, dankie vir insig. Dankie, Vader, dat U my net lei vanoggend in die kragtige naam van U seun Jesus Christus. U is so groot en wonderbaar. Ons bid ook volgende weer vir klein Sandrey, dat U hom sal aanraak, dat U hom sal genees, dat hy uit die hospitaal sal kan uitkom. Vir Alfred, Vader, ons dink volgende aan hom, dat U hom werklik sal aanraak en sal genees in daai mond, dat U uitkomste sal stuur, Vader. Asseblief, Here, daar's Mary ook volgende, dink ek aan haar, dat U haar versterk, dat U haar krag gee, dat U haar deurdra, dat U haar volkome genees, Vader. Daar is Shamaine, Vader, dat U haar ook volkome sal aanraak en genees in hierdie oggend, Vader, in die kragtige naam van U seun Jesus Christus. Baie, baie dankie, Vader. Amen. Ag, heerlik om so lekker saam te bid. Ek dink ons is nou ingeskakel en ons is wakker en ons is by en ons het lekker die lied geluister van Wonderbaar is Hy. Gister het ek net gevoel, Here, ek wil U net loof en prys en verheerlik en vir U sê hoe groot en hoe wonderbaar is U. Sjoe, dis net so amazing. Nou kom ons gaan lekker oor na ons Bybel lees vanoggend toe daar in hoofstuk 7 vers 15 van Matteus en dan begin ons daar lekker saam lees. As jy wil aantekeninge maak, jou pen en potlood en alles gereed daarso, jou Bybel, jou highlighters, my man sit hier lekker onder sy bersie, met sy Bybel en sy highlighters en sy pen en alles, hy lyk soms so lekker, ek wil ons maar daar gaan inkruip. Prys die Here. Dankie vir almal wat so getrou inskakel, wat saam met ons luister, wat dit so geniet. Jy sien, ek het die volgende by oorfone op nie, Stan het vir ons 'n plan gemaak, so ons is nou so 'n bietjie meer vry hier by die oortjies. Dan kan ons weer mekaar lekker sien. Ek dink baie keer voel almal so 'n bietjie afgesny as jy sulke oorfone op jou ore het. Daar sê, so prys die Here. Kom ons begin lekker by Matteus 7 vers 15. Maar pas, o ja, ek kan hom as, nee, maar ek wil. Ja, is jy reg. Ek wil daai in sin te trek. Maak jy hom net weer. Kyk net weer op jou Bybel app. Ek wil net gaan my Bybel app oortrek, ekskuus julle, en dan wil ek hom net gaan oortrek. Ja, hy's 'n groot besigheid hier. Ai man, dit is my man is vir oulik. Ai, dit was ek sonder hom doen nie. Asai, vers 15. Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsigtige wolwe is. Net om hierdie al klaar te lees vanoggend is 'n geweldige saak. Ek wil net hier my notes bietjie kleiner kry. En hy sê verder, aan hulle vrugte sal julle hulle ken. 'n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie. So dra elke goeie boom goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'n boom kan geen goeie 'n goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie en 'n slegte boom ook geen goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Nou as ons net eers kyk na ons eerste vers van pas op vir valse profete in skaapsklere wat na julle toe kom. Hulle is roofsigtige wolwe. So en dit tref my volgens, wat doen 'n wolf? 'n Wolf verskeer. 'n Wolf maak dood. En dit is wat die woord ook sê, die duiwel is 'n brullende leeu. Hy kyk net wie hy kan verslind en wie hy kan verskeer. En hy gebruik mense op hierdie aarde om sy werk te doen, om die verskering te laat plaasvind, om daai siel van jou in die hande te kry. Nou, as ons baie keer kyk na mense wat die woord bedien, dis die woord wat bedien word, en dit is wat ons baie keer as kind van die Here nie verstaan nie. Almal wat met die woord na jou toe kom, is nie opreg nie. En
as 'n mens dit kan begryp in 'n mens se lewe, dan verstaan 'n mens soveel baie dinge, want anders sit dit mense in 'n geweldige verwarring. Mense preek uit die woord uit, maar hulle kom met 'n ander oortuiging as wat die woord werklik sê, die hele konteks van die woord, en gewoonlik gaan valse profete daaroor 'n vleeslike saak. Dis altyd 'n vleeslike seën, dis altyd 'n vleeslike ding op die aarde, ons erfenis is hier, en al hierdie dinge, en ons moet hier geseënd wees. En dan weet 'n mens al klaar, as jy dit hoor, maar hierdie is nie van God af nie, want God se koninkryk gaan oor die geestelike, dit gaan oor die woord, dit gaan oor die woord wat ons moet uitvoer en toepas, dit gaan oor die druk, waardeur ons moet gaan om die olie van die Here in die hande te kry. Nou terwyl 'n mens se ore gestreel word, en terwyl daar eintlik hierdie valse, hoe kan ek sê, hoop geskep word by mense, terwyl die woord in 'n vleeslike saak uitgaan, word jou innerlike verskeur, want jy verwag iets wat nie kan wees nie. Jy hou aan iets vas wat nie kan wees nie. Want in God se koninkryk gaan dit oor die geestelike. Dit is soos 'n wortel wat voor iemand se neus gehou word, en ek sê baie keer, daar is baie keer realiteit aan dinge. Want kom ons sê 'n prediker preek hierdie seën van wat ons moet kry op aarde, en God wil nie ons moet swaar kry nie, en jy gaan al hierdie geld kry, en jy gaan hierdie miljonair wees en al hierdie dinge, dan dink ek baie keer, Here, maar mense het 'n sekere vermoë. Kom ons kyk nou byvoorbeeld na 'n huishulp. Sy het 'n sekere vermoë, en sy kan 'n sekere inkomste genereer, uit haar beroep uit. En nou sit sy onder hierdie prediking, en nou hoor sy die hele tyd, maar sy moet meer hê, en sy moet ryk wees en al hierdie dinge, maar sy het nie die vermoë nie. En haar werksituasie gaan dit nie vir haar gee nie. Nou raak 'n mens onvergenoegd. Nou raak jy innerlik omgekrap, jy raak geïrriteerd, want hoekom gebeur dit nie met jou nie? Maar daar's 'n sekere realiteit. Maar geestelik is ons almal gelyk. Yes. Want daar gaan dit nie oor geld nie. Amen. Dis 'n cleanser, daar gaan dit oor die geestelike. Daar gaan dit oor wedergeboorte, ons ewige erfenis, wat ons daar moet verstaan, die woord wat ons moet aanneem, toepas, leef, en al hierdie dinge, en ons almal kan vrug oplewer, ons almal kan vrugbaar wees in God se koninkryk, en so ons almal is daar gelyk. Dan bring dit nie daai onvergenoegdheid, en jaloesie, en afguns, en al hierdie dinge, wat naderhand in 'n mens se lewe gebeur, en dit bring bitterheid, dit bring seer. En dan voel baie mense, hulle kry seer in die kerk. Maar dis nie waaroor dit gaan nie, dit gaan oor 'n valse prediking, waaronder jy sit, wat jy nie verstaan, wat jou omgekrap maak, wat jou in hierdie verwarring laat beland in jou lewe. En as ons kan verstaan vanoggend van hierdie ding, sê ek vir jy, dis 'n groot saak. Kom ons lees bietjie in Jeremia 14 vers 14, alreeds in die Ou Testament is dit al opgeteken. En die Here het vir my gesê, die profete profeteer vals in my naam. En ek het hulle nie gestuur nie, en hulle geen bevel gegee, en met hulle nie gespreek nie. Hulle profeteer vir julle 'n leengesig, en nietige waarsêery, en bedriegery van die hart. En dit het my erg getref, weer om te dink, dat die meeste van die tyd, die profetiese woord wat op hierdie stadium uitgaan, gaan daaroor hoe God jou gaan seën, hoe hy jou gaan ryk maak, wat hy vir jou gaan doen, en al hierdie tipe van dinge. En God sê, maar ek het nie so profeet gestuur nie, ek het nie vir hom gesê om dit te profeteer nie, want dit gaan vir God oor die geestelike, oor die innerlike, oor die hart, wat die siel wat gered moet word, en dit is waar ons moet ryk wees, dit is wat se rykdom ons moet hê, en wanneer ons die woord aanneem, en toepas in ons lewe, dan kry ons daai rykdom in God se koninkryk, dan voel jy soos die rykste persoon, want daai innerlike rykdom, kan ek vir jy sê, niks kan daarby kom nie, dit gee vir jou sekerheid, jy's opgewonde, jy's bly, jy aanvaar God se koninkryk vir wie en vir wat dit is. Is dit nie amazing nie? Yes. Maar met valse prediking maak dit 'n mens so onvergenoegd, jy is altyd op soek na iets wat nie bestaan nie. Ja, en die groot ding is, my vrou, terwyl jy nou hier praat oor die skrif, oor die skape, die wolwe en skaapsklere. Ek meen, die Here Jesus sê vir ons in Matteus 10 vers 16, ek stuur julle soos skape onder die wolwe in. Nou, die Here Jesus het ook op een plek 'n gelykenis vertel van hierdie onkruid, wat tussen die goeie graan gesaai is, en hy sê, eers by die oesdag gaan daai skeiding kom.
En baie keer ons as kinders van die Here raak so benoud en bekommerd oor dit wat om ons verkeerd is en die valse prediking, want hierdie konteks in Matteus 7 gaan spesifiek oor valse predikers, wat hierdie roofsigtige wolwe is. En daarom leer die Here hier ons, jy moet versigtig raak. Ja. En in die proses moet jy nie opregtheid verloor nie. So, as jy weet, jy is by 'n plek waar die wolwe is, waar die valse lering is, moet jy daaronder uitkom, anders dan gaan jy dag en nag verskeer word, soos wat my vrou vanoggend sê, daai innerlike verskering gaan wel plaasvind. So ons gaan nie die leuen uitroei nie. Jy kan nie die leuen in die wêreld uitroei en in die kerke wêreld nie. En ons kan ons baie keer so besig hou met die leuen wat in ander plekke is, dat ons nie besef, maar ons is besig self ook baie keer om nie van die leuen ontslae te raak nie. En dit is wat die Here ons leer, dat ons moet begin in ons eie lewe uitsorteer. Vergeet die ou daar buite, sorteer jy in jou lewe uit, sodat jou voorbeeld ook ander wel kan trek. En ons is tussen die wolwe, ons is tussen in hierdie wêreld, want ons sien die wolwe altyd is net die wêreld. Is waar. Maar dit is die, en ek meen, daar soos 1 Johannes 4, 1 Johannes 2, daar soos 2 Korintiërs 11, wat hy praat van die valse leraars onder julle. Peter skryf dat broeder is onder julle. In ander woorde, ons moet die geeste begin op die proef stel, en ons moet daaronder uitkom, ja, en dis wat my vrou verder gaan bedien. Dit is so cool, my man. 1 Johannes 4 vers 1. Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. En ja, om 'n valse profeet te wees, moet jy eers kind van God word. En dan raak jy afvallig agter die leuen aan. En dan predik jy die leuen. So jy predik nog steeds die woord van die Here, maar met 'n ander oortuiging, 'n vleeslike oortuiging. En dis so mooi wat die woord sê, stel die geeste op die proef. Uit watter gees preek die persoon? Al preek hy uit die woord van die Here uit. So hy kan die woord aanhaal met 'n verkeerde oortuiging. Die vuur is oortuiging. Hy roep 'n vuur uit die hemel uit. So dis met 'n verkeerde oortuiging wat dit oorgaan, en die mense se harte raak oortuig van die leuen. So op die einde van die dag, hoe onderskei jy? Hoe kan jy die geeste op die proef stel? Om in die waarheid te wandel, om die woord aan te neem, die geestelike, dit toe te pas, uit te leef, te verstaan, deel te maak van jou lewe. En dan, wanneer jy hoor, daar is 'n prediking of wat ook al wat iewers is, gaan jy dadelik hoor, want jou ore is besny. Jou hart is besny. Jy verstaan die waarheid van die woord. Jy verstaan, dit gaan oor die geestelike, dit gaan nie oor die vleeslike nie. So enige iemand wat dan die woord probeer oordra as 'n vleeslike saak, gaan jy hoor, maar hier is 'n groot probleem. So jy kan nie, wanneer jy nie die woord aanneem en toepas en aanvaar vir wat dit is, hoor en verstaan en onderskei as die leuen uitgaan nie. Jy gaan so gevang word onder dit. En dit is so mooi, ons gaan nou daarby uitkom, jou huis, jou lewe moet op die woord gebou wees, sodat jy kan onderskei, sodat jou huis nie in mekaar gaan val nie. Ja. Nou, aan hulle vrugte sal julle ken, en ek dink weer aan, ons elkeen is 'n boom. Wanneer ons tot wedergeboorte kom, dan word ons hierdie boom. En hierdie boom groei, en hierdie boom moet vrug dra. As ons dink net aan die mosterdsaad, hoe hy groei en hoe hy die grootste word, en so ons lewe moet groei, en ons lewe moet begin vrug dra en vrug oplewer en alles. En in elke kind van die Here se lewe kan jy die vrug sien wat hy oplewer. En dit is wat jy moet verstaan en ken en sien. Nou, geen slegte boom, geen boom wat vleeslik is, kan goeie vrug oplewer in God se koninkryk nie. Dit kan nie vrugbaar wees in God se koninkryk, nuttig wees in God se koninkryk nie. Daai boom wat sleg is, wat die verkeerde aangeneem het, en dit predik, en dit uitleef, is 'n slegte boom met slegte vrug. En dit is hoe God dit sien. Ons voel baie keer, ons moet nie ander mense sleg sê en oordeel en al hierdie dinge nie, maar dit is wat God se woord sê. Jy sien dit, jy moet nie daaroor gaan praat en bemoei sê, kan praat seker raak nie, want ons kan baie keer so aangaan oor die leuen, en dit is wat my man volgens sê, ons kan baie keer so vasgevang raak om te praat en geselskappe te hê en predikers uit te wys en al die dinge, om iemand te sien wat verkeerd is, maak jou nie reg nie. Jy moet verstaan en jy moet jouself afskei, en dit is wat die woord van ons verwag, dis wat jy moet doen. En jy moet verstaan, maar daai boom het slegte vrugte. En jou boom,
Wat in die waarheid is, moet goeie vrug oplewer. Dit help veel. Jy is in die waarheid, jy hoor die waarheid, en maar jou boom is nog steeds nie uitgesorteer nie. So baie keer kan dit so aangaan, ons het die waarheid gevind, maar leef jy die waarheid? Neem jy die waarheid in volle aan? Doen jy wat die woord sê, sodat jy daai goeie vrug kan oplewer ook in jou lewe. So ons almal het 'n verantwoordelikheid, en dit is wat ons moet verstaan en doen en toepas in ons lewe. Ons moet die woord aanneem en toepas vir wat dit is. Ons moet nie eens redeneer daaroor nie. Die slang is redenasie. Baie keer dan hoor ons die woord en dit klink vir ons op 'n oomblik hard. En dan wil ons begin redeneer. Ja, maar dit en ja, maar dat en so. En dit is Satan. Want Satan redeneer. Ons moet aanneem, al is dit hoe seer, hoe erg vir hierdie geaardheid om aan te neem, om te verstaan, ek moet verander, ek moet anders kan insien en verstaan, moet ons dit kan aanneem. En moet ons daai goeie vrug kan begin oplewer. Ja, en ek dink dit is waar ons frustrasie baie keer lê, want God se woord is ja en amen, en daar's niks buite sy woord nie. En as ons redeneer teen die ingeskrewe woord, God redeneer nie saam met ons nie. Met ander woorde, daai oomblik voel jy daai frustrasie, jy voel daai magteloosheid, omdat God nie in gesprek met jou gaan en met jou redeneer oor sy woord nie, want sy woord is ja en amen, dis beproef, dis getoets, dit is deur vuur gelouter, so hy gaan nie verander volgens jou redenasie nie, hy bly stil, dat jy nou klaar redeneer en jou tantrum klaar skiet, maar God gaan nie met jou in 'n gesprek gaan en vir jou sê, ja maar dit en ja maar dat. Sy woord is ja en amen, dit staan vas. En dit is waarom ons baie keer in hierdie geweldige rebellie sit teen die woord, omdat ons die woord wil verander en God verander nie sy woord nie. Ja, dit is erg. Ons wil baie keer hê God moet ons punt insien en verstaan, maar hy gaan nie. Dit is so mooi wat jy sê, my man, die woord is beproef. Die woord gaan nooit ooit verander nie. So, ons moet verander om by die woord in te pas. Nou op hierdie punt gaan ek net vir ons 'n liedjie speel. Ek het dit sommer gisteraan so lekker vinnig geskryf en dan gaan ons kyk van die goeie en die slegte boom. Aan hulle vrug sal julle hul ken. Dorings dra nie druiwe, distels nie vye. 'n goeie boom dra goeie vrug, 'n slegte boom dra slegte vrug, so sal julle ken. 'n goeie boom dra nie slegte vrug, 'n slegte boom dra nie goeie vrug. 'n boom wat nie goed is, word uitgekap, in die vuur gegooi. Ken hom aan sy vrug, stel die geeste op die proef, is hulle uit God of nie, ken hulle uit. Julle weet aan hul vrug, 'n goeie boom dra goeie vrug, 'n slegte boom dra slegte vrug, so sal julle hulle ken. Aan hul vrug sal julle hulle ken, aan hul vrug sal julle hulle ken. 'n goeie boom dra goeie vrug, 'n slegte boom dra slegte vrug, so sal julle hulle ken. Dit lyk my daar het ietsie gebeur. Ja, so ons gaan nie 'n goeie vrug aan 'n slegte boom vind nie. Baie keer wil ons na ander prediking luister en ons wil 'n vrug daar gaan uitkry. En jy gaan nie 'n goeie vrug uit 'n slegte boom uitkry nie. Al voel jy, dit kan jou bemoedig vir die dag. En ons as kinders van die Here is so ingestel daarop. Asseblief, gee net vir my ietsie wat my gaan bemoedig vir die dag. En dit is hoekom ons baie keer onder valse prediking inval. Is dat ons daai bemoediging soek. Ons gaan soek iets aan 'n boom wat nie goed is nie. Ja. Gaan soek ons 'n vrug wat ons kan bemoedig. Dit gaan vir jou doodmaak. Ons wil net die duiwel noem nie. Ons wil nie die duiwel noem nie. Ons wil heeltyd goed voel. Terwyl ons verstaan in ons geestelike lewe volgens die woord van die Here, jy sal deur druk en verdrukking gaan en so sal jy die koninkryk ingaan en so moet ons volhard tot op die einde in gehoorsaamheid.
So, niemand hoef jou elke dag te bemoedig om vir jou te sê, gaan lees die Bybel, gaan bid, die Here is lief vir jou en al die dinge nie. Dis eintlik die hele tyd wat ons almal wil hoor. Ons doen niks, dan wil ons hoor die Here is lief vir ons. Want dit is wat jy in daai bome vind. Jy hoef niks te doen nie, die Here is lief vir jou. Jy hoef niks te doen nie, die Here Jesus Christus het vir jou gesterf. Hy het al jou sondes vir jou kom betaal, jy hoef niks meer aan jou sonde te doen. Maar daai wil werk Yes. om jou te beroof, want hy's 'n roofsigtige wolf. Hy werk homself mors dood. Dis En hy sê, skapie staan stil, dat ek jou kan opeet, terwyl ek werk en hard werk. Ja, want ons weet wat ons verantwoordelikheid is. Ons weet wat ons moet doen en omdat ons nie wil doen wat ons moet doen nie, soek ons die heeldag bemoediging. Soek ons die heeldag aanmoediging. En God se koninkryk gaan sy hele koninkryk oor gehoorsaamheid. Om te onderwerp aan God, om te onderwerp aan die woord, om dit toe te pas en te leef. En dit is nie die maklike saak nie. En dit is hoekom ons iets anders soek. Ons wil baie keer die Here voel jammer vir ons en hy wil ons elke dag net bemoedig. Ek kan vir jy sê, as jy in gehoorsaamheid begin lewe en die woord aanneem vir wat dit is, dan verstaan jy jou verantwoordelikheid. En niemand hoef jou ooit te bemoedig of aan te moedig nie. Jy sal weet, al voel ek hoe vandag, ek moet my plig uitsorteer in die evangelie, in die woord. So ja, dit is maar net iets wat ek by u wil laat vanoggend, dat ons kan verstaan, ons val vir soveel dinge wat ons siel uit mekaar uit skeer. Dis so. Kry jou lewe in besit. Doen jou verantwoordelikheid, doen jou plig, sonder om te voel, sonder om te ervaar, sonder om enige iets te beleef baie keer. Dit is gehoorsaamheid. OK, right. Vers 21. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader, wat in die hemel is. Baie sal vir my daardie dag sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer, en in u naam duiwels uitgedryf, en in u naam baie kragte gedoen nie. En dan sal ek vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my julle wat ongeregtigheid werk. So daar's baie wat werk in God se koninkryk, hulle dink hulle werk in God se koninkryk, maar hulle is werkers van ongeregtigheid, hulle werk saam met die duiwel. So as jy hierdie valse profeet is, hierdie wolf is wat mense se siel uit mekaar uit wil skeer, wat besig is met 'n vleeslike evangelie wat vir jou winsgewend is, kan ek vir jou sê, jy sal God se koninkryk nie ingaan nie. Dis die woord, en ek dink aan die 10 wyse en 10 dwaase maagde. Dit is 10 kinders van die Here. 5 gaan hemel toe en 5 gaan hel toe. Werkers van ongeregtigheid. En die wat nie werk in God se koninkryk as 'n getroue dienskneg nie, kry nie hierdie olie by mekaar nie. Nou wil hulle baie keer by die ander olie hê. Wat vir hulle sê? Hoor hierso, dis 'n vleeslike saak. Vleeslik moet jy geseënd wees, maar tog weet jy in jou innerlike, jy het iets meer as dit nodig en jy raak baie keer desperaat. Maar as jy by die leuen gaan bly, daar gaan nie olie wees nie. Want dit is 'n sis in jou ore, dit is 'n aan die slaap maak. Van jy hoef niks te doen nie, terwyl die ander kind van God werk. Hy's gehoorsaam, hy sorteer uit, hy gaan deur die druk, hy gaan deur die verdrukking, hy hou vas, hy volhard. Nou sê dit so mooi, hy sê ja, toe hulle besef dat hulle nie olie het nie, toe sê die wyse maagde vir hulle, gaan na hierdie verkopers toe en gaan kry vir julle daar olie. Die wat vir hierdie vleeslike evangelie bly bedien, wat jy wil aanhang, wat jy wil aanneem om die hele tyd net hierdie bemoediging te kry en aanmoediging en jy wil voel God is jammer vir jou en al hierdie dinge. Dit gaan vir jou niks doen in jou geestelike lewe nie. Dit bring nie daai olie voort nie. Maar as jy die woord aanneem wat in jou hart praat en jy verstaan, Here, dis erg. Dit is moeilik, maar ek neem dit aan. Ek pas dit toe, ek verander, ek sorteer uit. Ek verstaan my plig teenoor U. Kan ek vir jou sê, daai olie is daar in jou lewe. En met die koms van die Here Jesus Christus gaan daar 'n skeiding kom. Nie almal wat die Here Jesus Christus aangeneem het in hulle lewe, gaan hemel toe nie. Baie raak werkers van ongeregtigheid. En hulle sal nie hemel toe gaan nie. God sê, ek ken julle nie, ek weet nie van waar is julle nie.
Maar hulle wil sê, Here, maar U het op ons strate geleer, Here, en ek was in U teenwoordigheid, en ons het geprofeteer, en ons het duiwels uitgedryf, en ons het alles gedoen wat ons godsdienstig moes doen. Maar die woord was nie toegepas nie, die woord was nie aangeneem nie, die hart was nie besny nie, die ore was nie besny nie, en almal het net aangegaan met hulle vleeslike begeerlikheid. So op die einde van die dag, jy kan nog 'n gedaante van godsaligheid hê, maar die krag daarvan verloor, die oortuiging van God se gees, van waarmee jy besigheid is nie meer daar nie. Ek skrik baie keer om te dink, dat as 'n mens nie meer die oortuiging van die Heilige Gees het nie. So, om te verstaan, Here, maar dit waarmee ek besig is nie reg nie. Ek moet dit uitsorteer. As daai oortuiging nie meer daar is nie, dan het jy net 'n gedaante. Jy doen nog allerlei uiterlike dinge. Jy preek nog, jy sê nog die woord, jy bring nog die woord, maar dit gaan oor jou eie buik. Dit gaan oor, jy voel die evangelie is winsgewend vir jou. En dit gaan nie oor die siele nie. So, ek raak baie keer yskoud as ek daarin dink. My man, ek weet nie of jy daar iets wil byvoeg nie. Ja, ek sal. Ja, so, kom ons raak moenie dat ons net hoorders wees nie, maar dat ons daders wees in die woord van die Here. Ons moet vir sy geregtigheid werk. Kom ons lees in vers 24. Elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen. So, die woord hoor en dit doen, dit toepas in gehoorsaamheid. Hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het, wat sy lewe, onthou ons is hier die huis, nee? Jy is hier die geestelike huis, jy is hier die geestelike gebou. As jy jou lewe op die rots bou, op die woord bou, en jy hoor en jy pas toe, dan is jy 'n wyse man, volgens God. Maar, nou sê so mooi, en die reën het geval en die waterstrome het gekom, en die winde het gewaai en teen hierdie huis aangestorm, en dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots gewees. So as jou huis op die woord gebou is, gaan leeringe en dinge kom, maar dit gaan jou nie omgooi nie. Dit gaan jou nie van stryd afbring nie. Jy gaan verstaan om daai gees te onderskei, te beproef. Jy gaan nie meegesleep word nie, want jou huis is op die rots, dit staan vastig, dit is onbeweeglik in die Here. En elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met 'n dwaase maagd wat sy huis op die sand gebou het. En die reën het geval en die waterstrome het gekom, en die winde het gewaai en teen hierdie huis aangestorm, en dit het geval, en sy val was groot. En as ek dink aan die wederkoms, die persoon wat sy huis op die rots bou, sal die koninkryk van God ingaan. Sy lewe sal nie in mekaar val nie. Maar die persoon wat die heeltyd besig was met 'n valse evangelie, sy val gaan groot wees. Hy gaan die ewige hel en smarte ingaan en besef, maar hy is verlore. So dit tref my weer vanoggend om te besef, Here, daar is 'n skeiding. En ons 'n groot skeiding, en baie keer verstaan ons as kinders van die Here nie hierdie skeiding nie. Ons wil alles net aanneem wat sê Jesus. Ons verstaan nie, daar is valsheid en daar is waarheid. Daar is 'n gees van waarheid en daar is 'n gees van die leuen. Die gees van die leuen oortuig. Die gees van waarheid oortuig. En dit is hoekom ons moet wakker wees in ons geestelike lewe. Ons moet waak, ons moet bid, ons moet 'n verhouding met die Vader hê, ons moet die woord verstaan, toepas, uitleef, sodat ons hierdie standvastige mens kan wees in die Here. So kom ons luister 'n lekker lied, ek gaan net vir ons verder lees, en toe Jesus hierdie woorde geëindig het, was die skare verslae oor sy leer, want hy het hulle geleer soos een wat gesag het, en nie soos die skrif geleerdes nie. En as jy die woord aanneem en toepas en verstaan en uitleef, het jy ook gesag in jou geestelike lewe. Anders, ek kan vir jou sê, is daar geen gesag nie, jy word so omgegooi. Jy is nie standvastig in jou geestelike lewe nie. Nou ons gaan vandag tot hierso, dis al 4 minute oor 6. Baie dankie dat jy ingeskakel was, saam met my gelees het. Môreoggend begin ons by Matteus 8. Dan is dit lekker die wonderwerke, ons gaan so lekker dan net lekker deur dit lees. Nou ons gaan luister na die wyse man
wat sy huis op die rots bou, en so moet ons wees, en vandag moet ons ywer in ons geestelike lewe om standvastig en onbeweeglik te raak in die woord van die Here. Julle moet 'n baie lekker dag hê. Ons bid vir almal. Wees standvastig vandag, wees onbeweeglik en verstaan waar die evangelie gaan. Julle moet 'n lekker dag hê. Lief vir almal. Wie na my woorde luister, is wys. Sy huis is op die rots, sy fondasie vas. Wie na my woorde luister en het doen, is 'n wyse man. Standvastig op sy pad. Sy huis is op die rots gebou, sy huis is op die rots gebou. Reën het geval, water het gekom, wind het gewaai. Die huis het nie geval, die huis het nie geval. Al was die storm daar, water het gekom, wind het gewaai. Die huis het nie geval, sy fondasie is vas. Wie na my woorde luister en het doen, sy huis is op die rots gebou. Die huis het nie geval, die huis het nie geval, sy fondasie was vas. Die dwaas bou sy huis op die sand, ongehoorsaam aan die woord van God. Hy bou op die sand, die huis het geval, reën het geval, water het gekom, wind het gewaai. Die huis het in mekaar geval. Wie na my woorde luister en het doen, sy huis is op die rots gebou. Die huis het nie geval, die huis het nie geval, sy fondasie was vas. Wie na my woorde luister en het doen, sy huis is op die rots gebou. Die huis het nie geval, die huis het nie geval, sy fondasie was vas.